Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag aan die begin van hierdie video wil ek graag met jou deel die goeie nuus dat die Woordspieël Matteus Bybelleesplan op die YouVersion Bible app nou beskikbaar is. So jy kan hom daar gaan soek en jy kan hom gaan subscribe en hom begin lees. 28 dae deur die boek van Matteus, 1 hoofstuk 'n dag waar ek dan nou vir jou die gedagte uit die hoofstuk uitlig. En dit vat hande met die video's wat ons al reeds gedoen het. So miskien het jy al reeds deur die video's gewerk. Nou kan jy weer deur die Bybelplan werk. Miskien werk die Bybelplan vir jou lekker vir 'n ander doelwit om Bybelstudie mee te doen. So deel dit ook met iemand, maak gebruik daarvan en geniet dit. Vandag in hierdie video is ons al by Lukas hoofstuk 10 en die vers wat ek vir jou uitlig is Lukas 10 vers 40 tot 42. Die tema is bekommerd oor baie dinge. Bekommerd oor baie dinge. Ek lees vir jou. Martha was bekommerd oor die groot ete wat sy besig was om voor te berei. Sy kom toe na Jesus toe en sê: Here, lyk dit darm nie vir u onregverdig dat my suster net hier sit terwyl ek al die werk doen nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here het geantwoord: Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Jesus kom en spandeer tyd by Martha en Maria. Maria drink Jesus se teenwoordigheid in en sy gryp die oomblik aan. Martha bekommer haar oor baie dinge, naamlik die kos en die huis en hoe netjies dit is en al daardie tipe goeders. En sy mis 'n groot oomblik saam met Jesus. Dit wat Martha doen is nie onbelangrik nie. Die kos en die huis en is nie onbelangrik nie. Maar dit is nie nou die grootste waarde nie en die moeite werd om oor te bekommer nie. Nou ek bekommer my ook baie keer oor baie dinge, maar dit is nie nou die belangrikste nie. Ek mis die oomblik waarin ek is. Ek kan dit nie geniet waar ek nou is nie. Ek mis God se voorsiening, ek mis sy teenwoordigheid. Ek mis tye wat dalk nooit weer sal kom nie. Dit is beter om by Jesus se voete te sit. Prioriteite is belangrik. Wat is nou die belangrikste? Kom ons spandeer tyd met die Here, kom ons besef elke dag, wat is regtig nou belangrik? Wat is nou belangrik in hierdie oomblik? Ons skep nie ons verantwoordelikhede af nie, maar ons moet ook onderskei in ons dag tot dag lewe, wat is die belangrikste? Dit is baie maal verhoudings, dit is baie maal ook ons verhouding met die Here natuurlik. En daardie prioriteite moet ons baie mooi uiteensit, sodat ons, wanneer ons moet werk, want dan is dit die belangrikste. Maar wanneer ons ook moet rus, moet ons rus. Wanneer ons met ons familie tyd moet spandeer, moet ons dit doen. Wanneer ons tyd saam met die Here in afsondering spandeer, moet ons dit doen. Daar's tye wanneer 'n sekere ding die belangrikste is en ons moet dit onderskei en dit dan doen. Anders mis ons dit. Kom ons bid saam. Jesus, ek bekommer my oor goed wat ek eintlik net in u hande kan plaas. Help my om by u voete te sit en u te geniet. Help my om te kies wat die beste is vir nou. Help my om die seisoene te onderskei en om te fokus op wat nou belangrik is. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag verder hê, tot ons weer gesels.